Dis soos normaal, hou ek daarvan om 'n vraag te vra. En hier is eintlik 'n baie maklike vraag, en ek dink julle behoort om almal te ken. Hoor nou vir Karen, hoe lag sy. Weet jy, ek vra nie altyd moeilike vrae nie. Hierdie is nou regtig 'n maklike vraag. Watter vrys in die woord van die Here is 365 keer in die Bybel aangeteken? Kan iemand anders te weet? Antwoord Karen, want dit is eintlik baie maklik. Dit is eintlik baie maklik. Watter gedeelte, watter aanhaling in die Bybel word 365 keer aangehaal? Wie kan my dit gee? En jy wen 'n chocolate. Baie dankie Karen. Ja. Moenie vrees nie. Die Here sê vir ons vir elke dag van die jaar, moenie vrees nie. En jy kan Josua 1 gaan lees, vers 9, waar hy sê, maar nou beveel ek jou, as jy nou nie wil luister nie, beveel ek jou, moenie vrees nie, want ek is met jou. So wanneer die vrees, wanneer die onsekerheid, wanneer die storm kom, onthou dat die Here 365 keer in die Bybel vir jou sê, moenie vrees nie, want ek, die Here jou God, is met jou. Amen. Is dit nie iets wat ons daagliks moet gebruik nie? En daagliks moet motiveer, dat my Here langs my staan en sê, Gert, moenie vrees nie, daai storm kom, maar ek is hier. Ek is hier. Amen. Dan sê, ek wil vandag gesels oor die mooiheid van nagmaal. Die mooiheid van dit wat ek en jy herdenk. Ons het hierdie laaste ruk baie geluister na die wreedheid van die kruisdood. Die wreedheid wat die nagmaal simboliseer, nie waar nie. Ons het Paasnaweek deurgegaan en ons het Paasnaweek herdenk, maar ek wil vandag vir jou gesê, buiten die swaar en die donker wolk, wat daar op Golgotha gehang het, is daar ook 'n mooiheid aan die nagmaal. Nou kom ons kyk bietjie, waar is dit ingestel? Die Jode vier Pasga ter herinnering aan Israel se uittog, toe Israel 'n lam se bloed aan die deurkonsyne gesmeer het. Die doodsengel het by elke huis, waar daar nie bloed aan die kosyn was nie, die eerstgeborene laat sterf. Nou, die mooiheid is, wanneer ek en jy die bloed van die lam op die deurkosyn gesit is ek en jy gevrywaar van 'n afsterwe van die eerste geborene. En dit het nie net kinders ingesluit nie. Dit die oudste van elke familielid, die eerste gebore, of vir die oupa was, of vir die pa was, en of vir die kind was, hy was die eerste gebore in daai familie. En wanneer die bloed daaroor is, die mooiheid was, dat die engel so gekyk en sê, hierdie huis is onder beskerming van God, laat ek verbygaan. So wanneer ek en jy in die beskerming van God is die mooiheid daar, dan gaan die doodsengel verby en sê, nee, ek gaan nie nou hier kom vertoef nie, ek gaan verby. Want God is daar. En hier kom ek en jy. Jesus vier die Paasfees saam met sy disippels, en hier kom verander hy die betekenis van die dood. Want jy sien, ek en jy wat nou in Jesus glo, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat hy in 'n kruis kom sterf, 'n wreedaardige dood. Maar hier kom die mooiheid, dat die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, dan gaan die doodsengel verby ons, wanneer ons sterf, en ons staan op in Christus. Wow, dis 'n mooiheid, 'n nuwe mens. Wanneer ek en jy die nagmaal gebruik, herinner dit aan ons wedergeboorte. Die ou Gert het gesterf, en die nuwe Gert in Christus het opgestaan. Die een waar die doodsengel so kyk en sê, hy's 'n kind van God, ek gaan verby. Die ewige hel gaan verby, wanneer ek in God glo. Die skoonheid van die nagmaal lê in die viering van die nagmaal deur kinders van God. Die mooiheid, die swart wat daar was op Golgotha, is herskryf deur Jesus Christus in die mooiheid en die viering van hierdie tafel.
En hierdie tafel gee vir my en jou 'n nuwe mooi betekenis, 'n betekenis van hoop, 'n betekenis van lewe, 'n betekenis van volheid, 'n betekenis van liefde. Hierdie tafel is nie altyd die tafel wat dit was, wanneer die ou Israeliete die bloed moes smeer en gaan sit en wegkruip, of in sy huis gaan wegsit en die doodsengel verbygaan nie. Hierdie is 'n tafel waar die Here sê, kom na my lig skyn vir jou. Die duisternis is verby, die lig van feesviering is hier. Nou kom ons kyk, wat is die geestelike betekenis van die nagmaal? Nagmaal is 'n manier om Jesus se offer en dood aan die kruis te onthou. Nou ek gaan 'n paar punte hier aanop. Herinnering. Dit help ons om Jesus se kruisiging en opstanding te onthou. Ons moet nooit vergeet wat hierdie tafel beteken en met die bloed waarin ek en jy gekoop is nie. Ek het altyd vir mense gesê, jy moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie. Want wanneer jy vergeet waar jy vandaan kom, dan tree hoogmoed in. Gaan altyd terug na waar jy vandaan kom. Gaan altyd terug na die begin, die nuwe verbond. Jesus Christus, wat in die kruis vir my en jou gesterf het. Ons moet dit nooit vergeet nie. Hierdie tafel, die herinnering daarin is, die liefde wat Jesus aan die kruis gehou het vir my en jou. Ons moet nooit hierdie prys wat betaal is vergeet nie. Jy is duur gekoop deur die bloed van Christus Jesus. En dit mag jy nooit, maar nooit vergeet nie. 'n belofte. Hierdie is ook 'n waarborgsmaaltyd en fees vir my en jou. Wat is hierdie waarborg? Dis die testament wat gaan uitbetaal, nie waar nie? Ons almal hou mos van testamente. Almal van julle testamente. Ek sê mos altyd, weet jy, wanneer die kar my vrou so net mis in die straat is, sê ek, amper het my polis uitbetaal. Amper het ek bly geword. Kon vandag 'n ryk man gewees het. Baie geld, min probleme. Nee, ek maak 'n grap, ek is baie lief vir my vrou. Hierdie tafel is 'n tafel van waarborg. Van 'n ewige lewe saam met Christus Jesus. Wanneer ek en jy hierdie testament nakom, wat die woord is hierdie 'n tafel van waarborg, dat jou polis gaan uitbetaal. Jy gaan die ewige lewe saam met Christus Jesus hê. Jy gaan 'n opstanding hê. Jy gaan in die heerlikheid van God wees. Dis 'n tafel van waarborg. Help om my en jou te glo dat sy liefde en vergifnis ook vir my en jou is. Hier is 'n tafel van waarborg dat sy liefde en vergifnis ook vir jou is. Sien, baie mense kom en sê, ek het soveel sonde, ek dink nie God kan my vergeet of vergewe nie. Hou op die leuen van Satan glo. Hy het vir almal se sonde betaal. Dis wat hierdie tafel beteken. Alle sondes van die mensdom is daardie dag vereffen. Sê vir die persoon langs jou, alle sondes van die mensdom is op daardie dag vereffen, insluitend myne. Insluitend myne. My sonde is vrygespreek, maar as ietsie wat ek moet doen om die testament te kan oopmaak, ek moet glo dat hierdie tafel vir my en die redding van my bewerkstellig het deur Christus Jesus. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom met die Vader uit behalwe deur my nie. En hy het daardie deur oopgemaak die dag op Golgotha vir my en jou. Soos onthou, dis 'n waarborgfees. Dis 'n familiepartytjie. Wie hou van partytjies? Kom nou, men nou nie so suurgesigte hê nie. Almal hou van partytjies, man. Almal hou mos dan. As jy verjaar is, dit mos lekker om 'n partytjie te hê, nie waar nie? Dis mos lekker om fees te vier, nie waar nie? Nou hierdie is 'n partytjie vir my, viering dat ons almal een familie is met mekaar en die Here is in ons midde. Wanneer ek en jy hier staan aan hierdie tafel, is ek en jy een groot familie in Christus.
dan kan ons lekker deelname hê aan hierdie feesmaal. Want die Here waarborg ook, hy sê, wanneer jy dit maak, nooi ek jou na die tafel, na die feesmaal. Is dit iets om na uit te sien nie? Ek sien uit daarna om aan daardie tafel te gaan sit. Wow, ek dink dit moet die grootste geleentheid wees om 'n kaartjie te kan hê, om aan daardie tafel te kan sit. En daardie kaartjie, daardie uitnodiging, se naam is Christus Jesus. Die hoof van die tafel moet jou uitnooi. Hoe nooi hy my uit? Wanneer ek my lewe, my hart vir hom gee, en wanneer ek 'n vriend van Christus is, en hy my God is, het ek daardie tafel, wat ek en jy, 'n familietafel in Christus, wat ek en jy kan vier. 'n tafel van getuienis. Ek en jy moet iets doen. Ons moet iets verkondig. Wat moet ons verkondig? Die ware evangelie. Ek lê klem op dit, die ware evangelie. En hierdie is dat Jesus Christus sy lewe vir my en jou gegee het, sodat ek en jy onder die nuwe verbond die woord van Jesus kan verkondig. En waar leer ek die woord? Waar leer ek die waarheid? Waar leer ek die evangelie? Hier staan hy. Hier is hy. Nie 'n verdraaide weergawe nie. Nie tradisie nie. Nie beloftes, want ek hoor dit al so baie keer, want mense kom en hy wil kompromie maak. Hy sê, Here, as jy dit vir my doen, sal ek vir u dit doen. Weet jy wat, moet dit liewer nie doen nie, want God gaan nie kompromie aangaan nie. Of jy gee alles vir hom, of jy doen nie. Kom ons hou op met daardie kompromie, sodat herinner ons ook, dat ek en jy ook 'n lewende getuienis van Christus moet wees. Nie net deur my woord nie, maar deur my dade. Mense moet Christus in my kan sien. Nie waar nie? Nou daar was so baie interessante gesprek deur 'n jong leraar wat ek verstaan het, en ek het 'n oproep gekry terwyl ek daar by die dam is, net so voor my vis daar wegtrek, kry ek 'n oproep, en hy vra vir my, ek het na die oom gekyk, ek sê ja, hy sê, weet jy wat, hy het 'n baie mooi stelling gemaak, hy sê, slegs deur geloof kan jy gered word, nie deur jou werke nie. Ek sê, maar dis darem 'n mooi stelling wat hy gemaak het. Geloof in wat? In Christus Jesus. En hoe doen ek dit ook? My werke moet ook getuig dat Jesus in my lewe is, nie net my mond nie. Weet jy wat? Ons moet opstaan en ons moet in geloof die evangelie gaan verkondig. En ongelukkig, daai jong predikant sit vanoggend hier. Ek het 'n baie lank gesprek gehad met 'n jong man daar vanuit Oorsee, wat my gevra het, ons het lank gesels oor dit, maar baie interessante vrae, ek hou van dit. En dan die ander een is, blydskap. Hoekom is Christen nie meer bly nie? Ek is bly om deelname in hierdie tafel te kan. Ek is bly dat my redder vir my gesterf het, en dat hy my kom red het. Ek is bly vir die nuwe verbond. Ek is bly vir 'n nuwe skepping, 'n nuwe lewe in Christus. Hoekom is Christene morbied? As ek so na die Christene kyk, loop hulle so morbied, so, weet jy al gesien as 'n Christen partykeer loop in baie gemeentes, jammer om te sê, hy loop so met die neusie en die geliggie, moet tog net nie daar by my kom nie, ek is dan al hoog heilig, laat sak jou skynheiligheid man, en weet jy wat, laat die blydskap van God uit jou kom, ek is bly om deel te hê in hierdie tafel, ek is bly om 'n kind van God te wees, ek is bly om in die huis van die Here te wees, ek is bly om liedere tot God te kan sing. Hoekom mag die blydskap nie deur ons kom nie? Hou op morbied wees. Kinders van God, laat die blydskap bietjie opstaan. Laat die mense Christus in ons sien. Ons is so morbied. Ons probeer so prim en proper wees. Weet jy wat? God stel nie prim en proper nie. God stel belang in jou net soos jy is, met al jou foute. Werk net daaraan om jou foute minder te maak. Dis wat God vra. Kom ons smile 'n bietjie. Kom ons wees 'n kolkheid of advertensie. Wees vanoggend bly om nagmaal te vier. Ja, dan gaan julle ten minste met 'n blydskap sê, ja, weet jy wat, hy pastoor het daarmaal lank gepreek, die diens was baie lank vanoggend. Hy is oor sy 40 minute. My vrou swaai die horlosie so, ek sien hom amper.
Maar ek het blydskap, man. Ek wil julle vertel van hierdie tafel van oorwinning, man. Ek wil julle vertel van die kruisdood, dat daar mooi in is vir my en jou. En dan is daar 'n dankbaarheidsfees. 'n Dankbare hart. Wie mense, ons loop so met 'n ondankbare gesindheid. As kinders van God. Ons is nie meer dankbaar vir daardie dag van Golgotha nie. Ons lewe getuig nie daarvan nie. Hoe ons met ander gesels, hoe ons ander mense hanteer, is nie meer dankbaarheid nie. Fees van dankbaarheid. Ons is dankbaar dat hy ons gered het en ons losgekoop het van daardie band van sonde en kom heg het met 'n band van liefde. Is jy dankbaar? Is jy bly daaroor? Sê jy met 'n dankbare hart, dankie Here. U het Gert se skuldbrief kom vereffen aan daardie kruis. Want ek kon nie my sonde skuld betaal nie. Niemand kan dit betaal nie, behalwe een, die lam. En daarvoor is ek ewig dankbaar. Hierdie tafel is ook geestelike voeding. Dit verskaf geestelike voeding vir gelowiges. Aanbidding. Hierdie tafel herinner ons dat ons God moet aanbid vir wat hy vir ons gedoen het. Praat met God. Bid tot God. Ons bid nie meer nie. Die kerk het biddelose sitters van gemeentelede geword. Wanneer daar oproep gemaak word, kom bid, sien jy handjie vol. Maar wanneer ons sê, kom ons het 'n feesmaal man, ons het 'n makiti, almal is genooi, kos is gratis, die hele Delmas gaan by die stadium wees. En dan wil ons sê, ons is kinders van God. Maar wanneer ons opgeroep word om te verenig in gebed, dan is daar 1 of 2. Bestudeer die woord van God, om geestelike versorging en geestelike voeding te kan kry, want wat is hierdie brood? Dit is geestelike voeding vir my en jou. Hoe kry ek geestelike voeding? Maak asseblief net die Bybel oop. Hy's nie 'n ornament langs jou bedkassie nie, of op jou lesenaar nie. Jy kan nie geestelike voeding sonder die woord van God kry nie. Dit herinner ons aan geestelike voeding wat ek en jy nodig het, om te kan opstaan, te kan lewe in Christus. Jou lewe moet getuig van wie God in jou lewe is. Sing liedere, man. Weet jy wat? Hulle sê jy moet na die huis van die Here kom met 'n lied in die hart. Wie het vanoggend met 'n lied in die hart gekom? Kom nou. Johan, amen, jy speel, so jy het met 'n lied hier aangekom. Henry het sommer vir my 5 gegee. En dan my vrou ook nog fout gemaak met van my liedjies. Baie dankie my vrou. Hierdie tafel simboliseer eenheid. Ons is in eenheid vanoggend hier om God te herdenk en te dank met liefde en blydskap dat hy ons kom loskoop het. En ons doen dit nie. Hou op morbied wees, begin lag, wees 'n eenheid in Christus, staan saam, bid saam. Wil jy die Heilige Gees weer in kerke sien begin funksioneer? Word een in gees, en ek sal nou vir jou sê, jy sal die wonderwerke van God sien, maar ons stap hier in, en baie dink aan die hoender wat nog in die oond is. Rukkie terug het ek 'n storie vertel, en gaan gou weer vir jou vertel. Daar sit 'n jong predikant en hy preek. En hy's opgewonde, en hy's wakker, en hy preek. Daar sit 'n tannetjie net so eentjie voor hom. En as Rukkie hoor hy sê, dan gaan jy hom opeet. Dan kyk die tannie so en hy sê, alright, bietjie van sy stryk, maar hy gaan weer aan. En so 5 minute later sê die tannie, dan gaan jy hom opeet. En die predikant raak nou regtig bietjie ongemaklik, want die tannie sê dit met 'n dringendheid in haar stem. En die hele gemeente hoor dit.
En hy gaan net so afsluit, sê die tannie weer, en jy gaan hom opeet, met die slag, met 'n dringendheid, dat hy so stil staan en sê, okay, ek moet iets opeet. En hy sluit toe die diens af, en hy sê, wow, en na die diens gaan hy na tannie toe, sê, tannie, wat moet ek opeet? Sê nee, sê jy nie prediker? Satan het hier langs my kom sit, en herinner dat die hoender wat in die oond is, besig om swart te verbrand, toe sê ek, dan gaan jy hom eet as hy swart is. En dis wat ons moet doen, man. Moenie laat hy jou gedagtes hier kom steel. Hy sê vir hom, nou jy is vir jou, broer, kry jy hom. Want as ons in eenheid is die krag van God hier. Amen. Nou, die betekenis van die brood en die wyn. Ek gaan net so vinnig daaroor, want ek sien my tyd begin alweer. My vrou nou met die horlosie, die brood verteenwoordig Jesus se liggaam, gebreek vir die mensdom se sondes aan die kruis. Wanneer ons die skrif bestudeer, vind ons dat die brood die noodsaaklike lewensmiddel simboliseer. Die woord van God. Ons het geestelike voeding nodig, nie vleeslik nie. Dit is wat hierdie brood simboliseer, die geestelike voeding waarna ek en jy smag. Wie het geestelike voeding nodig? Ek, elke dag, elke oomblik. Daarom sê ons dikwels, sonder brood kan die mens nie lewe nie, en vra ons ook, in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood, wanneer ons al ons aardse behoeftes voor God kom sit. Dit sluit ons geestelike behoefte, ons geestelike honger ook in. Die brood van die nagmaal van die Here is dus die teken van die offer van Christus as die volstrekte noodsaaklikheid vir ons geestelike lewe. Ons kan nie sonder die woord geestelik groei nie. Ons gaan altyd geestelik arm bly. Wanvoeding. Wanneer is 'n kind gewanvoed? Wanneer hy nie kos kry nie. Wanneer is 'n Christen gewanvoed? Wanneer hy nie sy Bybel oopmaak en dit lees nie. Dis tyd dat jy soos ek begin lyk. Sien jy goeie voeding? My vrou sorg vir my. Geestelik moet jy soos ek vleeslik lyk. Volgevoed. Maar jy sal nooit volgevoed wees nie. Net so min as wat ons kan lewe sonder die daaglikse brood, kan ons sonder Christus, die brood van die lewe, lewe. Die wyn of die druiwesap verteenwoordig Jesus se bloed, gestort vir die mensdom se redding. Luister mooi, vir die mensdom, nie vir 'n individu nie, dit sluit almal in. Almal is welkom aan hierdie tafel. Almal van ons. In die Bybel se tye was bloed gelykstaande aan lewe. Die siel was in die bloed. Daarom mag gelowiges nie die bloed gedrink het nie. Hulle het geglo dat jy die krag van iemand opneem deur sy bloed te drink. Bloed is ook 'n plaasvervanger en daarom smeer die Israeliete bloed aan die kusyne wanneer die doodsengel deur Egipte gaan om die eerstgeborene dood te maak. Jesus se bloed is ook 'n plaasvervanger wanneer hy ons skuld betaal het met sy dood aan die kruis. Jesus skryf met sy bloed die nuwe verbond vir my en jou. Jy het nie meer 'n skuldoffer nodig nie. Jou skuld is vereffen. Jy het nie meer 'n hoëpriester nodig jou sonde om jou sondes te vergewe nie. Hy is die hoëpriester wat reeds jou sondes betaal het. Al wat jy moet doen is om te bely en Christus Jesus aan te neem as jou redder en verlosser. Ek wil vandag vir jou sê, hulle sê in die ou geloof, in die ou tradisie, in die ou Bybelse tyd, as jy die bloed van iemand drink, neem jy sy krag. Ek wil die bloed van Jesus drink. Ek wil die nuwe verbond hê. Ek wil in hom wees. Ek wil in sy krag wees, want sonder sy bystand, sy krag, sy verlossing, is ek niks. Ek wil meer van Jesus hê. Ek wil meer van hom in my lewe hê. Ek wil minder van myself wees. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, daarom het hy vir sy disippels gesê, hierdie
is my bloed wat vir jou die krag gee. Hierdie is my bloed wat jou die oorwinning gee. Hierdie is my bloed wat jou losgekoop het. Wil jy nie vandag opnuut by 'n punt kom waar jy sê, Here, ek soek 'n bloedoortapping. Jy het al gesien, kyk, ek in 'n naaldnes nie chommies nie. My vrou sê vir jy sê, ek begin op 'n stoel, ek eindig op die vloer, maar die naald is in my. Ek het 'n oneindige vrees, maar wanneer ek by die Here kom, daai naald maak nie seer nie, sê ek, Here, spuit nog meer en meer en meer. Ek wil daardie bloed hê, ek wil 'n bloedoortapping hê, ek wil Christus in my lewe hê, hy moet uit my uitstraal. Ek smag na dit. Ek smag na hierdie tafel. Maar dis ook 'n persoonlike ondersoek vir my en jou. Hoe lyk jou saak vanoggend met die Here, geliefde? Om aan hierdie tafel te kan sit, moet jy jouself vra en jy moet self ondersoek doen. Nagmaal is die tyd van persoonlike nadenke en selfondersoek wat gelowiges aanmoedig om hulle verhouding met God te evalueer. Hoe lyk jou verhouding vandag, geliefde? Hoe lyk jou verhouding met God? Is jy dalk een wat sê, Here, ek luister, maar dit sink nie in nie. Here, ek is net hier omdat die leraar wil hê ek moet hier wees of my ma of my pa het my kerk toe gesleep. Waarom is jy hier? Of het jy gekom om vandag God te ontdek? Het jy vandag gekom met 'n dankbare hart aan hierdie tafel te kom sit? En jy sê die ou ek het gebreek, die nuwe ek in Christus het opgestaan. Hier is 'n saak wat ek en jy moet gaan regmaak met die lewende God en seker maak, want die waarskuwing in 1 Korintiërs 11 vers 27 is 'n baie duidelike waarskuwing. Wie hom skuldig maak aan hierdie bloed, gaan 'n baie swaar oortreding hê. Kom ek lees 1 Korintiërs 11 vers 27 vir jou. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Ek wil nie skuldig staan nie. Ek wil nie onder hierdie veroordeling staan nie. Daarom is dit 'n tyd wat ek en jy moet ondersoek gaan doen. Soos die liedjie sê, down on my knees. Dis tyd dat ons op ons knieë gaan en God gaan soek met alles wat in ons is. Ek wil dit afsluit. Die nagmaal is 'n fisiese teken wat ons herinner aan God se ewigheidsdurende onvoorwaardelike liefde vir ons. 'n Groter liefde sal ek en jy nooit weer ontdek en kan ontvang as die liefde van Christus Jesus nie. Wanneer ons die brood eet en die wyn drink, herinner dit ons dat Christus Jesus sy liggaam wat die brood is en die bloed wat die wyn is gegee het, sodat almal, luister mooi, almal, dit sluit my en jou in, vergewe kan word en almal, luister weer, almal mag deel in die liefde en die genade van Christus Jesus. Dit sluit almal in. Niemand is uitgesluit nie, maar die keuse is joune. 20 jaar terug het ek gekies om die Here aan te neem en deel van my lewe te maak. En nie een oomblik is ek spyt nie. Ek en my vrou het hierdie naweek, toe ons daar gaan sit het, ek en sy het daaroor gepraat. As ek na my lewe moet terugdink, wat na 20 jaar gebeur het, hoe God, voordat ek dit nog besef het, vir my deure oopgemaak het, en vir my net beter en beter en beter gegee het, staan ek vandag met 'n dankbare hart voor hom. En die grootste stryd in my lewe, het hy dan weer 'n deur oopgemaak, verlede jaar, waar ek in verbasing gestaan het, oor sy grootheid en sy guns. Ek wil vandag vir jou aanmoedig,
Hy het my lewe verander. Van 'n weggooi mens na 'n waardige mens, 'n koningskind in God se oë. Wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou doen. Maar dit begin vanoggend by hierdie keuse. En sy naam is Christus Jesus. Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi dag. Here, dankie vir 'n dag waar ons opnuut, Here, net kan stil raak voor U mooi troon, Here. Here, 'n dag waar ons kan nadink, Here. Eerstens oor die betekenis van hierdie tafel, Here. Wat beteken hierdie tafel vandag vir my? Wat beteken hierdie tafel vir Gert? Here, is dit daardie tafel van 'n diep afhanklikheid? 'n diep uitroep na Jesus? 'n diep verlang om te sê, Here, moet my nie vergeet nie. Here, ek het U nodig. Here, waar ons op 'n punt in ons lewe gaan kom en so afhanklik ons van U is, Here, want sonder daardie brood en daardie wyn, Here, is ek niks. Van dit herdink my aan die prys wat betaal is. Sonder U brood, die geestelike voeding van my siel, Here, is ek verlore. En sonder daardie bloed wat die Nuwe Testament aangekondig het, Here, 'n nuwe verbond, 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe dag van genade, vergifnis en liefde wat U by ons lewens plaas, Here. Dis wat hierdie tafel my herdenk, Here, en aan laat dink, Here. Mag elkeen wat vanoggend na hierdie woord geluister het, Here, opnuut, Here, op sy knieë gaan. Opnuut ondersoekend in sy lewe is. Here, sodat ons in lyn sal wees met dit wat U van ons verwag, dit wat hierdie tafel beteken, Here. Mag hierdie tafel se krag in my lewe nooit minder word, maar meer word, Here. Dankie, Here, dat U U lewe opgeoffer het, sodat ek geestelik gevoed kan word. En geestelik, Here, onder die nuwe verbond van U kan staan, Here. Here, ek loof U daarvoor. Ek prys U daarvoor. Maar so bid ek ook vandag, Here, vir elkeen wat hier luister. Here, ons weet nie wat sy omstandighede is nie. Here, daar's dalk die wat vandag uitroep en sê, Here, wees my genadig. Here, kom verander my lewe, Here. Kom opnuut in my lewe. Here, dalk sukkel hy met gesondheid. Here, dalk sukkel hy met huwelik, dalk met finansies. Here, wat dit ook al mag wees, Here. Here, kom U, Here, en verander U sy lewe, Here. En wanneer hy U vind, Here, Here, soos wat die woord sê, Here, sal U voorsien, Here. En wanneer ons in U wandel, Here, hoef ons nie die dag van môre te vrees nie. Want U is met ons, Here. Hierdie tafel is die herinnering aan die groot oorwinning vir ons wat in U hand vashou. Ons loof U daarvoor en ons prys U daarvoor in Christus Jesus naam. Amen en amen.